eers vra dat jy net weer die sit neem direk na die diens. Broer Kas net gou iets sê en nadat ons buitekant klaar gemaak het, dan sal ons met die katkesasie begin. Ons het nie hierdie week Bybelstudie nie, broer en suster, omdat ek deputate werk vir die algemene synode het, 2 dae gaan besig hou. Ons gaan wel die volwasse kategese hê, donderdag aand om 7 uur, en dan gemeenskap opgesê met ons gemeente, Antonie Shaal Linde en Daleen Linde. En nou gaan ek dadelik sê, broer en suster, dis omstandighede wat veroorsaak het dat Shaal en Daleen Petrusstein toe moet gaan. Shaal is baie siek, sy ry alleen kerk toe, dis baie moeilike omstandighede. So dit is met 'n swaar hart wat hulle daai besluit geneem het, en die Carly bly eers by ons, en ja, ons kyk maar vorentoe, maar ons het regtig begrip vir hierdie mense se omstandighede. En hulle gaan dan aansluit by die AP Kerk op Petrusstein. Dan suster Madri Berg, was 2 keer hierdie week in die hospitaal gewees of in die teater gewees met haar rug. Dis 'n steek wat opgelos het nie en ons steek het. My vrou se pa is baie ernstig siek. En dan Marijke Labeskagni se vader is oorlede. En hy is die afgelope Vrydag begrawe. Ons vra dat hy steeds ook aan hulle sal dink. Ons sal opstaan as Frikkie en Marijke in die kerk is. En dan wijk 1 het hulle diakonie braai by die pastorie teen 12 uur. Ons gaan dalk net so 12 by die huis wees, maar is almal baie welkom, wijk 1 se mense. En baie dankie. Dis alles. Ons begin ons erediens, broer en suster. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Psalm 42 vers 1 en vers 2. Psalm 42, 1 en 2. Soos 'n hart in dorre streke, skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron wanneer sal ek na zwerftog en benauwing God weer sien en klaar aanskouwing. Trane stort ek in my klagte, want die spotters vra vir my, waar's jou God my dae en nagte? Gaan en droefenis verby, nog hoor ek die fees gedruis, wat weer klink het om U huis, toe te skaar daarheen gelei het, my met al in God verbly het. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus,
die eniggebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Dankie dat u saam bely het, broer en suster. Kom ons luister ook na die wet van die Here. Ons doen dit ook saam. Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die Sabbatdag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing saam die pragtige Psalm 42 vers 5 en vers 7. Maar die Heer sal in my lewe weer word dag sy guns gebied, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied, ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Heer verwag,
My gebed sal opwaarts strewe, na die bron wel van my lewe. O my siel, waarom onrustig, en wat buig jou in my, waarom in Gods lof onlustig, as die vuist in jou bestryd, menigmaal het hy jou druk, laat verwissel in geluk, hoop op God en hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, ons sê vir u baie dankie vir die geleentheid om een keer 'n week as ons gemeente so by mekaar te kom, dat ons as het ware elke week van niets af en van vooraf kan begin. Dis 'n voorreg om die verlede in die verlede te kan los. Dis 'n voorreg om die dinge wat agter ons lê, ook die pyn en die seer en die hartseer en die foute, die mislukkings, die val, die opstaan, om daardie dinge eers agter ons te kan sit. U doen dit vir ons altyd in hierdie erediens. U vat ons altyd op 'n nuwe pad, 'n nuwe begin van voor af, op 'n nuwe bladsy. En elke week kan ons so begin. Laat ons nie vasklou, krampagtig aan die verlede vashou, die pyn en die seer en al die donker vertroetel nie. Laat ons dit los waar dit hoort, in u vergewende hande en hart, dat ons voorbegin. Laat ons luister na u woord vanoggend, laat dit ons nie keer nie, laat dit ons nie verhinder om te hoor wat u vir ons sê nie. Ja, Here, laat u woord helder en duidelik weer klink vanaf hierdie kansel, en dit tot en met die dag van die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dankie vir medegelowiges wat luister, medegelowiges wat langs jou staan, wat jou optel en wat jou help en wat jou dra. Ons bid, Here, dat ons dit werklik vir mekaar meer en meer sal doen en meer vir mekaar sal beteken as ooit. En die gebed bid ons saam in die naam van die Seun, ons geliefde Verlosser en ons enigste hoop in hierdie wêreld, en sy naam is Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ek lees vir u die hoofstuk waaruit die woord aan u bedien word uit die 1953 Afrikaanse vertaling. Daar is verskillende teksverse vir die twee preke. Dit is die inwydingsdag van die pragtige tempel wat Salomo gebou het tot eer van die Here. Die brandoffers brand, dis 'n heerlike dag van fees. Daar is duisende mense. Daar is 'n gees van opwinding en van entoesiasme. Salomo en nie 'n profeet of 'n priester tree self op as die teokratiese koning, die koning wat God geroep het en deur wie hy regeer. Daarna het Salomo die oudstes van Israel en al stamhoofde, die familieowerstes van die kinders van Israel by koning Salomo in Jerusalem byeen laat kom om die verbondsark van die Here uit die stad van Dawid, dit is Sion, op te bring. En al die manne van Israel het by koning Salomo op die fees vergader in die maand Etanim. Dit is die 7de maand. Toe al die oudstes van Israel daar kom, het die priesters die ark opgeneem
en die ark van die Here en die tent van samekoms gebring saam met al die heilige voorwerpe wat in die tent was, naamlik die priesters en die leviete het dit gebring. Terwyl koning Salomo en die hele by hom vergaderde gemeente van Israel saam met hom voor die ark staan, het hulle kleinvee en beeste geoffer vanweë die menigte nie getel of bereken kon word nie. Verder het die priesters die verbondsark van die Here na sy plek gebring, in die binneste vertrek van die huis, in die allerheiligste onder die vlerke van die gerubs in, want die gerubs het die vlerke uitgesprei oor die plek van die ark, sodat die gerubs die ark en sy draaghoute van bo af beskut het. En die draaghoute was so lank, dat die punte van die draaghoute uit die heilige vlak voor die binneste vertrek gesien kon word. Maar verder buitentoe was hulle nie sigbaar nie, en hulle is daar tot vandag toe. Daar was niks in die ark nie, as net die 2 kliptafels wat Moses by Horeb daarin neergelê het, toe die Here in 'n verbond met die kinders van Israel gesluit het, by die uittog uit Egipte land. En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Toe het Salomo gesê, die Here het gesê dat hy in donkerheid wil woon. Verseker het ek vir u 'n woonhuis gebou, 'n vaste plek vir u om ewig in te woon. Daarop draai die koning sy aangesig om en seën die hele vergadering van Israel, terwyl die hele vergadering van Israel staan. En hy sê, geloof sy die Here, die God van Israel, wie sy hand volbring het wat sy mond met my vader Dawid gespreek en gesê het, van die dag af dat ek my volk Israel uit Egipte uitgelei het ek geen stad verkies uit al die stamme van Israel om 'n huis te bou, dat my naam daar sou wees nie. Maar ek het Dawid verkies om oor my volk Israel te wees. Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was om 'n huis te bou vir die naam van die Here, die God van Israel, het die Here aan my vader Dawid gesê, dat dit in jou hart was om vir my naam 'n huis te bou, daarin het jy goed gehandel, dat dit in jou hart was. Net maar, jy sal die huis nie bou nie, maar jou seun wat uit jou lendene sal voortkom, die sal vir my naam die huis bou. En die Here het sy woord vervul wat hy gespreek het, sodat ek opgestaan het in die plek van my vader Dawid, en ek sit op die troon van Israel soos die Here gespreek het, en ek het die huis gebou vir die naam van die Here, die God van Israel. En daar 'n plek ingerig vir die ark waarin die verbond van die Here is, met ons vaders gesluit toe hy hulle uit Egipte uitgelei het. Toe het Salomo voor die altaar van die Here gaan staan, teenoor die hele vergadering van Israel, en sy hande uitgebrei na die hemel, en gesê, Here God van Israel, daar is bo in die hemel of onder op die aarde geen God soos u nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart, wat vir u knegt my vader Dawid u belofte aan hom gehou het. Ja, met u mond het u dit gespreek en met u hand volbring soos dit vandag is. Hou nou ook, Here God van Israel, die belofte wat u aan u knegt my vader Dawid gedoen het, naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek wat op die troon van Israel sal sit nie, as jou seuns net hulle weg in ag neem, deur te wandel voor my aangesig, soos jy voor my aangesig gewandel het. Laat dan nou, o God van Israel, u woord tog waar gemaak word, wat u gespreek het tot u knegt my vader Dawid. Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het? Wend u dan tot die gebed van u knegt en tot sy smeking. Here, my God, deur te luister na die geroep en die gebed van u knegt, vandag voor u aangesig bid,
sodat u oë mag wees nag en dag oor hierdie huis, oor die plek waarvan u gesê het, my naam sal daar wees, sodat u mag luister na die gebed wat u knegt na hierdie plek toe sal bid. Luister dan na die smeking van u knegt en van u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor elke gebed na u woonplek, na die hemel toe, en as u dit hoor, vergewe dan. As iemand teen sy naaste sondig en hulle hom 'n eed oplê om hom tot selfvervloeking te bring, en hy voor die altaar in hierdie huis kom sweer, wil u dan hoor in die hemel en handel en u knegte reg verskaf deur skuldige skuldig te verklaar en sy wandel op sy hoof te lê en die regverdige regverdig te verklaar deur hom te gee na sy geregtigheid. As die volk Israel verslaan word as die volk Israel verslaan word voor u aangesig, omdat hulle teen u gesondig en hulle tot u bekeer en u naam bely en tot u bid en smeek in hierdie huis, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van die volk Israel vergewe en hulle terugbring na die land wat u aan hulle vaders gegee het. As die hemel toegesluit bly dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u naam bely en van hulle sonde hul bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van die knegte en van die volk Israel vergewe, want u leer hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel, en gee reën op u land wat u aan u volk as 'n erfenis gegee het. As daar hongersnood is in die land, as daar pes is, as daar brandkoring, heuningdou, sprinkane, kaalvreters is, as sy vyand hom in die land, in sy poorte dit benoud maak, watter plaag, watter siekte ook al, enige gebed, enige smeking wat enige een van u hele volk Israel sal doen, sal elkeen die plaag van sy hart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei. Wil u dan hoor in die hemel u vaste woonplek en vergewe en handel, en aan elkeen gee volgens sy weë, u wat sy hart ken, wat u alleen ken, die hart van al die mensekinders, sodat hulle u kan vrees al die dae wat hulle leef in die land wat u aan ons vaders gegee het, ja ook na die uitlander wat nie van die volk Israel is nie, en uit 'n ver land ter wille van u naam kom, want hulle sal hoor van die groote naam en die sterke hand en die uitgestrekte arm, as hy kom en bid na hierdie huis toe, wil u dan hoor uit die hemel u vaste woonplek en doen volgens alles waaroor die uitlander u sal aanroep, sodat al die volke van die aarde u naam mag ken, om u te vrees soos u volk Israel, en mag gewaar word dat u naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het. As u volk uittrek in die oorlog teen sy vyand op die pad waarop u hulle stuur, en hulle bid tot die Here in die rigting van die stad wat u verkies het, en van die huis wat ek vir u naam gebou het, wil dan in die hemel hulle gebed en hulle smeking hoor en aan reg verskaf. As hulle teen u gesondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie, en u op hulle toornig is en hulle aan u vyand oorgee en hulle veroveraars hulle as gevangenes wegvoer na die land van die vyand, ver of naby, en hulle dit ter harte neem in die land waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle hul bekeer en u smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, en sê, ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons was goddeloos, en hulle hul tot u bekeer met hul hele hart en met hul hele siel, in die land van hul vyande wat hulle weggevoer het, en hulle bid tot u in die rigting van hulle land wat u aan hulle vaders gegee het, van die stad wat u verkies het, en die huis wat ek vir u naam gebou het, wil dan in die hemel u vaste woonplek hulle gebede en hulle smeking hoor en aan hul reg verskaf. En vergeef u volk wat hulle teen u gesondig het, ja,
al hulle oortredinge wat hulle teen U begaan het, en laat hulle barmhartigheid vind voor die wat hulle weggevoer het, dat die hulle barmhartig kan wees. Want hulle is U volk en die erfdeel wat U uit Egipte uitgelei het uit die ystersmeltoond. Mag U oë dan oop wees vir die smeking van U knegt en vir die smeking van U volk Israel, om na hulle te luister so dikwels as hulle U aanroep, want U het hulle vir U as erfdeel afgesonder uit al die volke van die aarde, soos U deur die diens van U knegt Moses gespreek het toe U, Here, Here, ons vaders. Net toe Salomo gereed was om hierdie hele gebed en smeking tot die Here te bid, het hy voor die altaar van die Here opgestaan uit sy knielende houding met sy hande na die hemel uitgebrei. En hy het gaan staan en die hele vergadering van Israel hardop geseën en gesê: Geloof sy die Here wat aan sy volk Israel rus gegee het, net soos hy gespreek het. Geen enkele woord het onvervuld gebly van al die goeie woorde wat hy deur die diens van sy knegt Moses gespreek het nie. Mag die Here onse God met ons wees soos hy met ons vaders gewees het. Mag hy ons nie verlaat en ons nie verwerp nie. Deur ons hart tot hom te neig om in al sy weë te wandel en om sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge wat hy ons vaders beveel het te onderhou. En mag hierdie woorde van my waarmee ek voor die aangesig van die Here gespreek het, dag en nag naby die Here onse God wees, sodat hy reg verskaf aan sy knegt en aan sy volk Israel na die eis van elke dag, sodat al die volke van die aarde kan weet dat die Here God is, niemand meer nie. Laat julle hart dan volkome met die Here onse God wees, om te wandel in sy insettinge en sy gebooie te onderhou soos vandag. En die koning en die hele Israel saam met hom was besig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. Salomo het naamlik as die dankoffer wat hy aan die Here gebring het, 22.000 beeste en 120.000 stuks kleinvee geslag. So het hulle dan die huis van die Here ingewy, die koning en al die kinders van Israel. Op die dag het die koning die middel van die voorhof geheilig, wat voor die huis van die Here was, want daar het hy die brandoffers en die spysoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar voor die aangesig van die Here te klein was, om die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke van die dankoffers te bevat. So het Salomo dan in die tyd die fees gehou en die hele Israel saam met hom, 'n groot vergadering van die ingang van Gamat af tot by die spruit van Egipte, voor die aangesig van die Here onse God, 7 dae en 7 dae, 14 dae lank. Op die 8ste dag het hy die volk laat gaan, en hulle het die koning geseën en na hulle tente gegaan verheug en opgeruim oor al die goeie dinge wat die Here aan sy knegt Dawid en sy volk Israel gedoen het. 1 Konings 8 vers 27 tot 30, die gebed van Salomo: Maar sou God werklik op die aarde woon, vra hy? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Luister dan na die smeking van U knegt en van U volk Israel, vers 30, wat hulle na hierdie plek toe bid. Ja, mag U hoor elke gebed na U woonplek, na die hemel toe. As U dit hoor, vergewe dan. Daar is baie krisisse in die wêreld en nog meer krisisse in Suid-Afrika, broer en suster. Dit is die een krisis na die ander, maar die grootste krisis is die krisis in jou huis en die krisis in jou lewe. En daai krisis is die krisis van gebed. Mense bid nie meer nie. Dit is vir my opvallend dat wanneer ek lidmate besoek en ek vir mense vra in my studeerkamer of met huisbesoek of hulle nog bid, dat baie van hulle openlik, eerlik erken dat hulle miskien nog nou en dan bid, maar nie bid soos wat hulle moet bid nie. En daarom sê ek, dit is die grootste krisis wat ons in die gesig staar. Want as jy nie bid nie,
dan is daar regtig groot moeilikheid. Jy moet bid om die krisisse van die lewe te kan hanteer. En ek het myself afgevra, hoekom is dit dat mense nie meer bid nie, in die algemeen nie? En die vraag, dink ek, moet 'n mens antwoord, daar is soveel vrae vanuit die wêreld wat sê, is daar 'n God tot wie ons nog moet bid? Die wêreld is baie skepties oor die praktyk van gebed en gebed tot God. En in 'n sekere sin dink ek dit het ons ook maar begin beïnvloed. Is daar nog regtig iemand wat jou sal help as jy bid? Werk dit as jy bid? Met die vraag, broer en suster, dink ek is ons eintlik ook maar besig. En soms sal mense ook vir my sê, maar is God nie ver weg nie? Want hy voel soms vir my so ver weg. Gebed, broer en suster, is baie sinvol en ek kan seker sê gebed is sinvol en as ek mooi gedink het oor van die antwoorde wat ek gegee het, dan het ek baie keer vir mense gesê, ek glo gebed is baie sinvol want ek het al gebid en God het my gehoor. 'n paar voorbeelde. Dit was dat ek dink dit sou die beter antwoord gewees het. En dis die antwoord wat ek nou vir u gee. U durf nie gebed losmaak van geloof nie. Dis baie sinvol om te bid. Maar dis 'n geloofsaak. Maak nie saak hoe skepties ander is nie. En ek wil vir u sê, bid. Bid meer as ooit, glo in God. Dat daar 'n God in die hemel is wat in staat is om ons gebede te verhoor, staat is om ons te help en ons uit te red. Mense sal baie keer ook sê, maar die Israeliete was gelukkig, hulle het 'n tempel gehad en hulle kon offers bring, hulle kon baie meer dinge sien as wat ons gesien het, hulle kon hierdie dinge beleef. Hulle was gelukkig. En dan bedoel hulle, maar ons as Nuwe Testamentiese gelowiges het eintlik minder. Ons moet bid. Maar bid ons tot iemand. Is daar iemand wat hoor? Dis eintlik wat hulle bedoel. Ek dink ons is baie gelukkiger as hierdie mense wat daardie dag daar was. Ons is gelukkiger want ons het Christus. En Christus is meer as daardie tempel wat Salomo gebou het. Daardie tempel wat Salomo gebou het, sê hy self, het beperkings gehad. Dit was 'n gebrekkige plek. Al was dit beslaan met goudplate, al was dit die beste hout, al was dit die wonderlikste bronswerk wat jy al ooit gesien het. Dit was nog steeds 'n gebrekkige huis. Die tempel was 'n gebrekkige huis weens die geweldige groot majesteit, die luister, die koninklike heerlikheid van God. En tog was dit ook 'n saak van geloof. Dit was ook 'n geskikte huis, omdat hierdie mense God se beloftes geglo het. So in die eerste plek wil ek saam met u kyk, hoekom ek sê, ons het meer as wat hulle gehad het. Ek wil met u praat dus oor u gebedslewe. En ek wil vir u sê, bid asseblief. Bid asseblief. God het die antwoorde, God het die oplossings. Jy weet, Salomo gaan self en dan vertel hy so 'n klein stukkie geskiedenis van hoe die dinge geloop het. Die Here het nie van die begin af 'n tempel laat bou nie, onthou u die geskiedenis. In die tyd van Abraham, ja, in die land Moria was daar 'n berg wat Abraham gegaan het en waar hy God aanbid het, maar daar was nie 'n tempel gewees in die tyd van Abraham, Isak en Jakob nie. Daar was nie 'n tabernakel gewees nie, daar was nie 'n sentrale heiligdom gewees nie. En dan wanneer hierdie volk honderde jare later uit Egipte uittrek na die beloofde land toe, dan kom die Here en hy gee vir hulle deur Moses, gee vir hulle die tabernakel. Dit was 'n tent. 'n Tent vir alle basiese doeleindes met losstaande pale en velle en doeke wat op en afgeslaan kon word en verskuif kon word
met voorwerpe wat ligter was, sodat dit gedra kan word. Julle lees nou saam met my van die ark, wat nog van daardie tyd afkom, die ark van die verbond, daai houtboks, die kus. En hoe dat hy draaghoute gehad het, sodat hulle hom kon vervoer. So hy was tydelik gewees. En vir baie jare daarna, nadat hulle teruggekeer het uit die beloofde land, deur die tyd van Joshua en uiteindelik die rigters, is daar net hier die heiligdom met die tabernakel by Silo waar Eli gedien het. Is nog maar steeds net die velle en die doeke. Sekerlik nie, nog dieselfdes nie, al intussen tyd vernuwe en vervang, maar dit spreek van tydelik, nie permanent nie. Saul doen niks om 'n vaste woonplek vir die Here op te rig nie, want Saul het die Here nooit lief gehad. Hy was die eerste koning gewees, jy sal dit onthou. Dit is eers by Dawid wat daar iets brandend in sy hart is om te sê, maar dit is nie reg nie, ek het 'n grand paleis en God is nog steeds in 'n tent, om dit as het ware so te sê. Dit moet reggestel word en dan skuif hy, of hy probeer die ark skuif en hy begin dink in terme van 'n permanente woonplek en Nathan is opgewonde oor die idee en hy sê dadelik vir Dawid, nee, dis reg, is 'n goeie saak hierdie, ons moet dit, bouwerk moet begin. Maar die Here stop hom, hy sê vir hom, nie jy nie Dawid, want daar's bloed op jou hande, baie bloed. Maar jou seun sal. En Salomo het onthou, hy het geleer van sy pa. Ouers leer hulle kinders om die Here te dien. En Salomo het dit nie vergeet nie, en hy roep dit in herinnering wanneer hy met die Here praat oor hierdie voltooide tempel wat hier staan, en al sy pragt en glorie. Sy pa het alles begin by mekaar maak, die klip, die ambagsmanne wat dit sou verg, en dit was 'n reuse bouwerk, dit was 'n pragtige tempel. Maar hierdie sentrale plek was tog belangrik vir die hele volk, vir duisende mense. Gaan lees net die psalms, hoe dat hulle praat van die tempel. Hoe wonderlik is dit dat die Here in ons midde is, dat hy by ons is. Ek dink ons weet wat die waarde van die gebou is waarin ons is. Dis nie die Here hier bly nie, maar die gebou het vir ons betekenis. Die gebou het vir ons waarde. En in 'n sekere sin dink ek, het ek ook vir myself gesê, is dit ook vir ons iets van 'n simbool om te sê, maar die Here is hier. Hy's op Heilbron. Hy's ook in ons lewe. Sonder om te ver te gaan daarmee. Maar hierdie tempel was iets heeltemal anders, iets permanent. Jy weet, daardie voorwerpe was nou so groot en swaar, jy kon dit nie meer ronddra nie. Dit was ontsaglik groot gewees. Dit is heeltemal 'n opgradering, sal ons sê. Die Here het 'n vaste woonplek. Maar is daar nie ietsie fout met hierdie idee van die tempel nie? Is dit nie eintlik maar halfe heidense gedagte nie? Kyk, die heidene het mos maar tempels gehad en dan het hulle 'n pragtige bouwerk gemaak en dan uiteindelik het hulle die beeld daarvoor in die tempel gesit en dan het hulle geglo, dis die blyplek, dis die huis van daardie afgod. Dis wat die heidene mos maar oor die algemeen geglo het. En hulle het baie moeite gedoen ook met hulle tempels vir hulle afgode. Maar broer en suster, onthou jy dat God self hier die inisiatief neem. As heidene 'n tempel bou vir die afgode, dan is dit die heiden wat besluit het, ek bou 'n afgod vir my, ek bou 'n tempel vir my afgod. Maar as dit by die tempel kom, het God al in Moses se tyd begin voorbereidende werk doen. Hy het die reëls gegee, die afmetings, wat daar moet wees en wat daar nie moet wees nie. God self het al in daardie tyd, die tyd van Moses, begin om die inisiatief te neem. En hy reël dit. Hy is soos altyd in beheer. Hy sê, nie jy nie Dawid, maar jou seun sal. God is die inisiatiefnemer, nie die mens nie. En daarom is dit 'n bietjie anderste. Daar's 'n groot verskil tussen hierdie tempel en die tempels van die heidene. Dit wys vir ons hoe God in die Bybel werk. Die inisiatief is altyd God se inisiatief.
'n biddende koning Salomo is 'n mooi koning Salomo. Koning Salomo lewer self die openingstoespraak, hy hanteer self die seremonie. Daar is nie 'n priester genooi nie, daar is nie 'n profeet genooi nie. Salomo is werklik die theokratiese koning. 'n Theokratos is Grieks wat beteken Theo, God, Kratos. Hy is die godsregeerder. God regeer deur hom oor sy volk. Soos wat elke man die hoof is van sy huis. God wil deur ons ook werk in ons huise. Ek en jy is geroep met 'n groot verantwoordelikheid ook in ons huise. En dis mooi om Salomo so te sien, op sy knieë voor die Here en nie voor een van die altare van sy baie vrouens nie, soos aan die einde van sy lewe nie. Mag dit vir jou 'n waarskuwing ook wees. Moenie afdwaal van die Here nie, want ek kan nie eers vandag vir u sê of Salomo gered is nie. Hierdie tempelbouer, hierdie man, die seun van Dawid, met wie sy pa so mooi en so passievol uit sy hart uit gepraat het oor God. Kyk hoe ver het hy op die ou einde van God af weggedwaal. Dis broer en suster, dit gaan nie net, en dis die tema ook van die boek Konings, dit gaan oor die erfenis van Dawid en ook veral die geestelike erfenis van Dawid. Kinders, leer by jou pa, leer by jou ma. Kyk wat hulle doen, kyk hoe hulle die Here dien. Moenie laat dit by jou verbygaan nie. En stel jy as ouer vir jou kinders die voorbeeld. Dawid hy het ook baie verkeerde dinge gedoen, maar Dawid het bo alles 'n goeie geestelike voorbeeld gestel. Dit bly vir my uitsonderlik dat Salomo by die punt kom dat hy die vraag vra, daai vraag, het dit nie vir u ook getref nie, dat hier staan hulle by 'n pragtige tempel, wat 'n totale staat, 'n totale wêreldryk, wil ek vir u sê, sy finansies gevat het om te bou, en dan vra hy vir homself die vraag af, sal God werklik hier kan bly? Ek sou dink, maar Salomo, het jy nie oor die ding gedink voordat jy begin het om die geld te spandeer en die bouplanne en alles wat hiermee gepaard gegaan het nie. 20 jaar sal God werklik hier kan bly? En die antwoord is uiteindelik nee. Hy sal nie hier kan bly nie. Hy is te groot. Tog het God sy teenwoordigheid duidelik gemaak deur die wolk van heerlikheid wat ook hierdie tempels gevul het. Het u dit gesien? Maar daar sit iets van 'n geloof in hierdie vraag van Salomo, wanneer hy vra in alle nederigheid, probeer hy eintlik sê, God is te groot. God is te almagtig vir hierdie gebouetjie wat ons hier opgesit het. Hoe grand en hoe mooi en hoeveel hy ook al gekos het en hoeveel jare ons aan hom gebou het, ons kan nie God hier vasvat nie. En dit moet ek en jy besef. Want ek is by jou, op jou knieë voor God, by jou huis, langs jou bed, wanneer jy worstel, jy moet altyd onthou wie die God is. En Salomo sê, moet jou nie blind staar teen klip en hout en goud en brons en al die metale en die pragtige werk hier nie. God is baie groter, God het nie grense nie, God kan nie ingeperk word nie, God is majestueus, God is heerlik, hy is groot, hy is in staat om jou te help met watter probleem jy ook al mag na hom toe kom. Moenie vir hom grense probeer uitdink nie. Moet hom nie probeer vasvang in geboue nie en met aardse denke en met jou beperkings nie, want jy kan nie. Jy kan nie. Moenie aards begin dink van God nie. Die volk moet ook nie gedink hê dat God regtig in daai tempel bly nie, nee, julle kinders verstaan dit. Want dan sou hulle later soos die heidene kon maak, jy weet, wanneer ons hierdie afgodsbeelde opgrawe, en ek lees graag daaroor, dit is maar verwante wetenskap, die argeologie tot die teologie, beskou ek dit. Dan kry jy daar weet jy wat kry ons altyd op daardie afgodsbeelde wat ons opgrawe?
Jy kan sien die goed is mishandel. Die goed is mishandel. Nie deur die ouens wat oorwin het nie, dis oor baie jare mishandel wat het daar in die tempel gestaan het. Die ontevrede aanbidders het daar gekom en dan het hulle die afgod 'n bietjie bygekom oor die dinge wat nie uitgewerk het nie. Ja, daai afgod het pak gekry. Ons kan dit sien, ons sien dit by deurgangs, by dit wat opgegrawe word. Nou so jy dink, ek sien julle almal glimlag. Wat 'n belaglike gedagte, as jy dan vir jou soveel moeite gedoen het met jou tempel en met jou afgod. Wat 'n belaglike gedagte. Hoe gaan jy dan dink hierdie afgod gaan jou help, of hy gaan nou luister omdat jy hom 'n bietjie pak gegee het? Maar weet jy wat, die ergste van alles is Israel het op 'n stadium so begin dink. Hulle het in die tyd van die profeet Jeremia, of net daarvoor, dan sê Jeremia vir hulle, luister, julle is diep in die moeilikheid, want julle is geestelik korrup, julle het niks, julle het nie 'n verhouding met God nie. Stop dit. En julle loop en dan sê julle, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is hier in Jerusalem. Stop dit. Die Here is nie in daai tempel nie, die Here is in die hemel. Moenie van daai tempel 'n afgod maak nie. Hulle het ou Jeremia gevat, hulle het hom in die put gaan gooi, hulle het hom toegesluit, hulle het hom sleg behandel. Nebukadneser en sy soldate het gekom, hulle het vir Jeremia gaan uithaal. Hy het die babietjies doodgeslaan teen die mure. Hy het die tempel gestroop. Het gebeur hoe dat hulle eie kinders gekook het, maat, sussie gekook in die pot. Want hulle het van daai tempel wat Salomo gebou het, 'n afgod gemaak. God durf jy nie inperk nie. En dis eintlik 'n wonderlike, heerlike ding om te besef. Dis belangrik om dit te besef, broer en suster. Dit beteken God kan my help. Jy kan verskriklike moeilikheid in jou lewe hê. Jy kan dinge in jou lewe hê wat dit staan in boeke. Dit lyk soos 'n sepie verhaal. Ek weet nie hoe kan ek dit meer sê nie. Dis al die goed van al die seer van die wêreld is ook in die gemeente. In almal se lewe is daar iets. En dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy moet weet, maar God kan en wil en hy sal ons help. Hy is nie soos die afgode nie. En daarom is die tempel ook 'n geskikte huis gewees om na te bid. Om te bid en te vra, Here, help my met my probleme. Help my met dit wat in my lewe skeef is. Help my en lei my. As jy twyfel, broer en suster, gaan kyk 'n bietjie na dit wat God beloof het. Ook hier wat genoem word deur Salomo, wanneer hy sê, dat die Here het gesê, sy naam sal hier woon. Weet jy wat is die waarde van die naam van die Here? Die Here is sy naam, daarom sê hy, moet jy nie sy naam ydelik gebruik nie. Salomo verwys hierna, in hierdie hoofstuk daarna, die naam van die Here sal hier woon. Die begin van die volgende hoofstuk begin weer so. Dan sê hy, want u het beloof, u naam sal daar woon. U self sal daar wees. U sal daar wees vir hierdie mense. Bid tot God, hy is nie ver nie. Dis eintlik wat hy sê. God is hier, God is teenwoordig en hy is Jahwe. En Jahwe beteken dat hy is wat hy is. Ek is wat ek is. Ek sal deur my dade vir jou wys wie ek is. Ek is nie soos die beelde wat die heidene pak gee nie. Jy sal sien. Jy sal ervaar, jy sal beleef, jy sal weet. Bid, toets my, bid, maar bid, jy sal sien, ek sal deur my dade vir jou wys. Ek is nie 'n magtelose dooie afgodsbeeld nie. Die Here Jesus kom in die Nuwe Testament en dan sê hy vir ons in Johannes 14 vers 13, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen.
Jahwe beteken, ek sal deur my dade jou wys. Glo jy dit? Jy moet dit glo. Asseblief, jy moet dit glo. Salomo sê in hierdie gebed, niemand weet wat is in die toekoms nie. Niemand nie. Hy sê, ek weet nie, Here, daar gaan waarskynlik met hierdie klomp sondaar mense wat voor my staan, 'n tyd kom wat daar vyande gaan kom, U gaan hulle laat wegvoer. Daar gaan 'n tyd kom van peste en pla, van wat die oeste laat misluk, van hongersnood. Ek weet nie wat gaan alles nog kom wat hierdie mense gaan tref nie. Maar een ding weet ek kan vir u vra, maak nie saak wat die plaag is, wat die pes is, wat die omstandighede is nie, wat die mislukking is nie, wanneer hierdie mense bid in u naam, hoor hulle. As hulle die pad loop van berou en bekering en hulle pleit en hulle bid, hoor hulle, luister na hulle. Die Here Jesus het gesê in Matteus 18 vers 19 tot 20, waar 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar is ek in hulle midde. Hoor hulle as hulle bid. Ek hoop jy bid. Ek hoop jy bid oor alles in jou lewe. Ek hoop jy glo in God, God die Almagtige. Amen. Ons sing saam Psalm 122 vers 1 en 2. Ek was verheug tot die geluid, weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan, om na die Heerse huis te gaan. O heilige stad, gelukkig word, ons voete staan nou in jou poort. Jerusalem, part al die stamme, op Gods bevel al feestdag hou. Jerusalem is goed gebou, en glinster in die son se vlamme. Daar staan die Dawidstroon gestig, regterstoel vir die gerig. Gelukkig hy wat jou bemin, wat juichend gaan jou poorte in, en bid dat vrede land mag duur, in jou paleis en vesting meer. O vriend en broer, soek ek jou vrede, en om Gods huis my hoogste schat, soek ek vir jou die goeie stad, wat skoonste is van alle stede. As jy kyk, broer en suster, na vers 38, dan praat Salomo in vers 37 van die brandkoring, die heuningdou, die springkane, die kaalvreters, is maar springkane in verskillende stadia. As sy vyande hom in die land en sy poorte dit benoud maak, watter plaag, watter siekte ook al, enige gebed, enige smeking wat enige een van u hele volk Israel sal doen, as elkeen die plaag van sy hart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei. Jy moet die plaag van jou hart ken, sê die woorde van Salomo. Jy moet die plaag van jou hart ken voordat jy bid. Dan sê hy, wil jy dan hoor in die hemel, die vaste woonplek,
en vergewe en handel en aan elkeen gee volgens sy weë, U wat sy hart ken, want U alleen ken die hart van die mensekinders, sodat hulle U kan vrees al die dae wat hulle leef in die land wat U aan ons vaders gegee het. Waar is jou God? Onthou jy Psalm 42, die spotters vra, waar is jou God? Die eerste preek het begin met, ons God is nie in daardie tempel nie, want daai tempel bestaan natuurlik nie meer nie. Hulle sê dis daar waar die Al-Aqsa moskee is, daar in Jerusalem, was die tempel gebou. So God is nie in daardie tempel nie, God is in die hemel. Waar is jou God? Toe kom die moderne teoloë en Afrikaanse teoloë in die meeste Afrikaanse kerke het die volgende beginne sê. God is in, kyk langs jou, wie sit langs jou? Kyk wie sit langs jou. God is in jou medemens. Hoekom dan bid? As God in my medemens is, dan gaan ek ook ophou bid. Want my medemens kan baie keer dinge doen wat my baie teleurstel. En jy sien, dis waar die moderne teologie in die Afrikaanse kerke die humanistiese pad begin vat het. En daardie humanistiese pad sê, God is in my medemens, en dit lei daartoe dat mense nie meer bid nie. God is in my medemens, dis die gevolg van die New Age beweging, en as jy hom so bietjie verder vat, dan sê jy, maar elkeen kan wees wat hy wil, want God is mos in my medemens, so my medemens is eintlik God, die mens is eintlik God. Dan gaan jy nie meer bid nie. En dan gaan jy van New Age, en dan begin elkeen kan wees wat hy wil, en jy kan identifiseer as wat jy wil. Jy kan identifiseer as vrou, jy kan identifiseer as hond, jy kan identifiseer as stoel of tafel, as jy wil. Dis die woke beweging. En net daar as jy diep in die moeilikheid. En dit is die heersende teologiese beweging in Afrikaanse kerke vandag. Dit is die gevolg van die humanisme, van die mens wat God geword het. Dis die antwoord wat die wêreld vandag en wat in Suid-Afrika vandag gegee word op die vraag, waar is jou God? Dis nie my God nie. God het die mens na sy beeld geskape. God is in die hemel. God is ook nog in filosofiese terme nie net immanent die skepping nie, maar ook transcendent, buitekant die skepping. Hy is teenwoordig in die skepping deur Christus wat gesê het, ek is Immanuel, en deur die Heilige Gees, maar hy is ook transcendent. Genadiglik. Want anderste was ek en jy diep in die moeilikheid en sonder hoop, en ons het gesit met 'n humanistische God. En nou wil ek vir julle sê, ouers, jy moet baie mooi luister, dit is die goed wat hulle opdis vir jou kinders by die skool. Dit is die tipe goed wat hulle opdis vir jou kinders by die liberale wêreldse universiteite. Ek het 'n mooi briefie vir die Noordwes Universiteit gesê, en hulle bedank. Ek het bedank van die alumni. Ek wil nie meer 'n alumni lid wees nie. Ek wil nie meer hulle moet vir my hulle goed stuur nie. Want dit is 'n wêreldse universiteit. Ek wil vir u sê, moenie u kinders soontoe stuur nie. Moenie dink dit is wat dit was nie. Dit is nie. Dit is staatsinstellings wat goeie burgers vir die staat probeer kweek. Dankie vir goeie Christen onderwysers en onderwyseresse wat probeer in die openbare stelsel om ons kinders reg te leer. Wanneer jy tot God bid, ken die plaag van jou eie hart, sê Salomo. As iemand die plaag van sy eie hart ken, sê Salomo, en hy aanvaar die verantwoordelikheid om sy verlossing by u te kom soek, hoor daai gebed. So Salomo se benadering in sy gebed is nie soos die benadering van die heersende teologie nie. Salomo sê nie dat die mense so fantasties en grand dat God en my medemens is nie. Salomo sê, daar is 'n probleem in die mens. Daar is 'n plaag in die mens. Die mens het geval. Die mens het u nodig om gered te word.
Dis 'n ander benadering. Salomo sê, wat is Salomo se gebedshouding? Hy buig voor God, hy's op sy knieë, die groot koning Salomo, wat die mense van oor die hele wêreld kom om te sien en te hoor wat sy wysheid hy kwytraak. Hy buig voor God, saam met duisende mense. Sy hele houding, sy woorde, alles sê, ek mens, moet buig voor hierdie God. U ken die hart, sê Salomo in sy gebed. Hy sê, niemand ken die hart van 'n mens soos wat u die hart van 'n mens ken nie. Hy sê, en as hierdie mense die plaag van hulle eie hart ken en hulle bid tot u. Jy sien, dis 'n baie belangrike ding ek en jy moet besef. Ek en jy moet klein en onsself baie nederig maak voor hierdie God wanneer ons bid. En ek verval ook baie maklik in die gewoonte van sit sommer op my bed en bid saam met my vrou. Ek dink ons moet kniel. Dis net gemaklik. Jy weet, en veral in die winter kry 'n mens koud en dan kniel jy nie meer nie. Maar jou houding spreek daarvan dat ek wil nederig en klein wees voor die Here. As jy nie hierdie pad volg deur die plaag van jou eie hart te ken nie, die sonde in jou eie hart nie, dan word jy 'n lang afstand atleet. Ek weet nie hoe vaar u met die marathon nie, die 42.2 nie. Dis 'n vulletjie in vergelyking met die lewensmarathon wat jy dan gaan moet hardloop. Jy het altyd 'n duiwel wat jou jaag. Jy het altyd 'n ding wat agter jou is, en hy kom elke dag nader. En hy jaag jou, totdat jou tong op die grond sleep. En jy kom nie weg nie. En jy hardloop tot in die nag as jy moet slaap in jou nagmerries, en hy jaag jou. Want jy wil nie bid nie. Jy wil nie na God toe gaan nie. En ek sien daar die gebroke, lewensmoe mense. En die oplossing is eenvoudig, maklik. Die oplossing is, ken die plaag van jou eie hart, wees eerlik en oop met God, maar praat met God, want daar is 'n God in die hemel, en dit beteken volgens die Heidelbergse Katekismes, hy is in staat om my te help. Maar praat met hom, meer as met die predikant, gebruik die predikant ook, ja, maar praat met hom. En jy hoef nie so te hardloop nie, jy hoef nie so te jaag nie, jy hoef nie so tongslepend deur die lewe te gaan nie. Dis 'n ongekende voorreg. In plaas van om by al die ander mense te begin by jouself. Ken die plaag van jou eie hart. Is daar beter raad om vir enige iemand te gee vandag as dit wat God hier vir ons gee, deur sy Heilige Gees, om vir ons te sê, ek is by julle, ek is nie ver nie, ek is nie weg nie, maak nie saak wat die probleem is nie. Brandkoring, heuningdou, persoonlike probleme, vyande wat jou jaag, pes, ken die pes in jou eie hart. Op wie het al die pla, al die ellende, al die pes in hierdie wêreld afgekom? Op wie het al die demone van die ganse hel toegesak? Al die demone. Wie het probeer om hom daar van die kruis af te skeer? Anders daar is die duiwel in die hel. En hy het daar gebly. Eli lema sabachthani. Van God verlate, maar hy bly, want hy is die seun van God, hy kan. Hy vat alles. Alles van jou en van my, al die pla, al die seer, al die swaar kry. En hy vat alles op hom en hy dra dit volkome. En dis die antwoord, broer en suster, wanneer ek en jy bid in Christus se naam, wat het hy gesê in die woorde wat ons nou net gelees het? Wanneer julle enige iets in my naam vra, ek sal dit doen. En hy het dit gedoen. En hy doen dit steeds. Maar ek en jy moet bid. Ek en jy moet ophou om die heersende teologie te glo,
dat God is my medemens, God is nie 'n God wat in staat is om my te help nie. Ek moes nou eintlik ingegaan het op die hele saak van swaar kry en waar dit in jou lewe vandaan kom. Ek gaan net een ding sê. Almal het. Paulus sê syne is 'n doring in die vlees. 'n Engel van die Satan wat hom met sy vuiste slaan. En hy sê, en ek het baie gebid tot God en gevra, Here, neem tog weg, neem tog weg, neem tog weg. En U het net vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. En ek weet waar Paulus is. Die Here het al daardie swaar kry, daardie engel van die Satan wat hom gepynig het en met die vuis geslaan het, gedurig dag en nag. Die Here het nie laat Paulus so ver en so diep val, dat hy so moedeloos word, dat hy nie die ewige heerlikheid beerf het nie. Bid, broer en suster, bid in die naam van God, bid in die naam van Christus, vra in die naam van Christus, glo dat God deur sy gees in jou lewe teenwoordig is meer as ooit. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir U woord, dankie vir die ondersteuning en vir die onderskraging wat U vir ons gee vir die daaglikse lewe. Dankie dat ons kan weet dat U deur U Heilige Gees ons lei in ons gebede, en dat al is dit by die punt dat ons nie nou bid nie of nie bid soos wat ons moet bid nie, dat U Heilige Gees ons weer kan laat bid. Maak van ons bidders. Ons bid dit in die Seun se naam. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 48, vers 4 en 5. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan alle goedheid bly gedenk, as ons tesame is in U woning, net soos U naam is grote koning, so is U glans verskyning, die vyand se verdwyning, word aan die volkere bekend, tot by die aardse verste eind, die hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Laat sy ons berg weer klink van vreug, laat Judas dogter sal verheug.
het. Die oordeel wat sy volk bevry het. Aanstou die stad met skanse, paleise, torentranse, o dat opbreek met nuwe pracht, en meld het aan die jong geslag. Die God is onze God en hy heel tot die dood toe ons gelei. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broer en suster, neem toch net gou weer die sitplek in asseblief. Ek gee net gou hier vir Cassie die mikrofoon. Ag, jy kan hom vashou, Cassie. Iets wat in die kaarte wat gister verjaar het, so jy sal dit nog. Ja, ek kan gerus, ja. Ja, dis 'n goeie plan. Dankie. Moet bly staan. Ja, wat ek dink, seker sinvoller. Ag man, as ek hier staan, ek so moet Ja, met my. gaan net so praat. Nee, maar nou net so in jou hand. Ja. Ja. Hoor jy dat onder? Ja, nee, hy's aan. Hy klink maar net nie aan nie. Dit is 'n groot voorreg om vandag hier te staan en eerste wil ek kwarta. Jy is die oudste lid, maar omtrent in ons gemeente, jy het 83 geword. Baie geluk met jou verjaardag namens ons hele gemeente. Ons bid die Here van die seën van die Here op die jare wat nog voor lê. Dan kom maar by as Nicolien by jou nie staan. Wat kry jy weg? Ek het nou meer moed te sê by my. Hoor jy, dit is vir ons as 'n gemeente regtig 'n baie groot voorreg om julle twee vandag voor ons te laat staan. Julle twee verjaar albei, Tommy jy die 24ste en Nicolien jy die 14de. En dit wat jy nou gepreek het, ons kan nie die verlede vergeet, ons kan niks meer daaraan doen nie. Maar ons as 'n gemeente kan net die toekoms vir die Here vra om julle wonderlik te seën met dit wat voor lê. En ons weet hy sal ook. En baie dankie vir die wonderlike woord en die regheid woord wat jy vir ons bring. Onbeskaamd, nie bang om te sê wat moet gebeur nie. Ons is so dankbaar dat die Here julle toe op ons pad gebring het en dat hy julle as herderspaar ryklik sal seën in die toekoms en vorentoe. En die susters het hier agter iets reggemaak om dit saam met hulle te vier vandag. Ons moes dit nou 'n bietjie vroeër doen, want volgende naweek is 'n lang naweek en anders hulle lyk my weg. Ek weet nie waar jy gaan hulle nie, maar die geskenk, ons kan ook nie vir kinders geskenke gee vir hulle nie verjaar nie, maar julle geskenke is op pad, hoor. Baie dankie. Julle sal hulle kry. Dankie, Cassie. Ja. En dan wil ek net vra, as dit moontlik is, kom ons sing vir hulle twee, laat Here die seën op hulle daar. En sommer vir ons hele gemeente. Want ons is 'n eenheid hierso. Laat die seën sommer op ons hele gemeente en laat dit net vorentoe net maar goed gaan met ons gemeente. Laat die seën op aldaal, hegens uit Sion bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën in al gebed. Baie dankie, Cassie. Ja, broer en suster, ek wil daarom net ook vir julle almal baie dankie sê. Dankie vir die wyse waarop jy elke jaar ons verjaarsdag vier saam met ons. Dis 'n groot voorreg. En dankie vir wonderlike geskenke en 'n wonderlike tyd saam met u. Dis regtig, ek kan sê alles hier saam met u is net vir ons 'n groot vreugde. Baie dankie. Kom ons gaan kuier buitekant saam.